Goeiedag graad 10 tot 12 leerders. Ek is meneer Koekemoer en vandag gaan ek vir julle wys hoe gaan ons afstandspoed en tyd bereken deur die gebruik te maak van 'n diagram. So eerstens, gryp vir jouself 'n notaboek en jou pen en maak notas soos wat hierdie video aangaan. Kom ek wys vir jou eers hoe kan ons deur die gebruik te maak van 'n diagram om die formules te kry van afstandspoed en tyd. So eerstens, teken vir jouself 'n diagram. Dit is so 'n driehoekie en deel hom in 3 dele sodat jy vir afstand, spoed en tyd kan indeel. So, nadat jy afstand, spoed en tyd geskryf het, onthou hy is in hierdie orde, afstand, spoed en tyd. So, hierdie lyntjie sê vir jou, dit is deel, so jy gaan afstand deel met spoed en afstand deel met tyd, en hierdie lyntjie dui vir jou maal aan, so jy gaan spoed maal met tyd. Nou kom ons gebruik hierdie diagram om die formules te kry. So, as jy afstand se formule soek, gaan jy sê spoed maal met tyd, en wanneer jy spoed se formule soek, gaan jy sê afstand gedeel deur tyd, en wanneer jy tyd se formule soek, gaan jy sê afstand gedeel deur spoed. Nou het ons 'n diagram geteken, ons het hierdie diagram gebruik om die formule te kry vir afstand, spoed en vir tyd. Maar sê nou, in jou eksamen of in jou vragies, gaan hulle nou vir jou vra, ons moet afstand, spoed en tyd bereken. Kom ons doen eers 'n afstand sommetjie, en dan gaan ons, hierdie is 'n spoed sommetjie, en dan gaan ons 'n afstand sommetjie doen, en dan gaan ons 'n tyd sommetjie doen. So, kom ons begin met die eerste vragie. Die eerste vragie sê vir ons, bereken die spoed van 'n fietsryer wat 129 km in 3 ure aflê. So, eerstens, wat soek hierdie vragie? Hulle wil graag hê ons moet spoed bereken. So ons wil spoed bereken. Ons het nou gesien dat spoed se formule is afstand op tyd. En nou die tweede deel van hierdie vragie vra hulle, of sê hulle eintlik vir ons, dat die afstand is 129 km. Nou in afstand se plek gaan jy skryf 129 km, en dan het hulle gesê die tyd is 3 ure. Dan in tyd se plek gaan jy skryf 3 ure. Nou as jy jou sakrekenaar vat en jy tik in 129 gedeel deur 3, gaan jy sien die antwoord is 43. So, is ons klaar met hierdie vragie? Nog nie. Want ons het nou net die antwoord gegee, maar die antwoord kort nog 'n gedeelte. Onthou, ons kan nie net sê 43 nie. 43 wat? Onthou, as ons spoed uitwerk, onthou, jy ry teen 'n tempo. Wat beteken jy ry kilometer per uur, of kilometer per minuut, of meter per uur, of meter per minuut. So, onthou altyd met spoed, jou antwoord moet of wat ek nou genoem het, kilometer per uur, onthou jy ry teen 'n tempo. So jy kan nie net sê 43 nie. Maar aangesien hulle gesê het dat die afstand is in kilometer en die tyd is in ure, kan ons sê kilometer per uur. Nou dink jy seker by jouself, hoekom skryf ek 'n H? Onthou, die H toon vir jou hours in Engels, maar ons skryf hom as kilometer per uur met die H in. So, nou het ek vir jou gewys hoe bereken ons vir spoed, en jy het nou gesien, deur die gebruik te maak van hierdie formule, het ons nou die antwoord gekry, en ons het die antwoord korrek geskryf. Kom ek wys vir jou waar lê jou geheime punte. Eerstens, jy het die formule gegee. Tweedens, jy het die sommetjie gedoen. En derdens,
jy die antwoord gegee in kilometer per uur. Sê byvoorbeeld, jy het net gesê 43, dan sou jy nie hierdie punt gekry het nie, want dan sou jou onderwyser vir jou gevra het, 43 wat? Verstaan jy? So, jy het nou 3 punte mahala gekry, net deur om 'n formule te gebruik. Maar kom ek wys vir jou nog 'n som. Kom ons doen die tweede som, waar ons afstand moet bereken. Onthou, met afstand het ons nou die formule bereken, en ons het die formule gekry as afstand is gelyk aan spoed maal met tyd. So aangesien ons afstand moet uitwerk, gaan ons die formule gebruik, afstand, spoed maal met tyd. So kom ons lees eers die vraag, voordat ons nou net die sommetjie doen. So die vraag sê vir ons dat bereken die afstand van die fietsryer as die fietsryer 50 km per uur ry vir 30 minute lank. So, eerstens die vraagie wil hê ons moet afstand bereken. So, ons skryf afstand se formule neer. Tweedens sê hulle dat hy ry 50 km per uur. Onthou, ons het nou spoed bereken en ons het gekry spoed se antwoord is kilometer per uur. Nou aangesien hulle sê hierso kilometer per uur, weet ons dat 50 km per uur is die spoed. So, die 50 km per uur gaan ons hierso skryf. En dan, aangesien hulle sê 30 minute, weet ons minute is mos nou tyd. Maar hierso is nou die uitvangvraag. Onthou, wat het hulle gesê by spoed? By spoed het hulle gesê kilometer per uur. So ons werk in ure. Sê byvoorbeeld hulle het gesê kilometer per minuut, dan het ons in minute gewerk. Maar ongelukkig is dit nou kilometer per uur. Wat beteken ons werk in ure? So hierdie 30 minute is nie reg nie. So ons moet daai 30 minute omskakel in ure. So hoe skakel ons minute na ure? Ons sê om van minute na ure toe te gaan, deel ons met 60. Maar sê byvoorbeeld dit was ure gewees en ons moes dit na minute toe omgeskakel het, moet jy dit maal met 60. Maar ongelukkig is hierdie nou in minute, so ons moet dit in ure kry. So ons sê 30 minute gedeel deur 60 gee vir ons 0,5 ure. So, nou het ons minute omgeskakel in ure en ons het gesien dat 30 minute is 0,5 ure. Nou kan ons aangaan met die som. So, die 50 km per uur maal met die 0,5 ure en as jy jou sakrekenaar vat en jy sê 50 maal met 0,5, gaan jy sien die sakrekenaar gee vir jou die antwoord as 25. So 25. Maar nou, hierso is nou die uitvangvraag. Jy kan nie net skryf 25 nie. 25 wat? So, met afstand, onthou, aangesien ons praat van afstand, onthou, jy loop 'n afstand van, kom ons sê 25 km of 25 meter, okay, nou nie 25 centimeter nie, anders te gee klein treetjies, maar jy loop in 'n afstand van kilometers of meters. Nou, aangesien hulle gesê het, spoed is 50 kilometer, moet jou antwoord hierso in kilometer wees. Maar sê nou jou spoed was in meter, dan sou jou antwoord in meter gewees het. So 25 kilometer. So, dit is hoe ons nou 'n afstand sommetjie doen, deur die gebruik te maak van die formule. So kom ek wys vir jou, waar lê jou 3 punte? Eerstens, jy het die formule neergeskryf. Tweedens, jy het die sommetjie gedoen. En derdens, jy het jou antwoord gegee in kilometers. Okay, ja, jy het die regte antwoord gegee, maar jy het dit ook in 'n eenheid gegee. So, dit is nou hoe ons 'n afstandssommetjie doen. Maar nou gaan ek vir jou wys, hoe gaan ons tyd bereken.
So eerstens, met tyd gaan hulle vir jou vra, soos hierdie sommetjie, bereken die tyd van 'n fietsryer wat 234 km ver ry teen die spoed van 104 km per uur. En hierdie fietsryer ry van sy skool na sy huis toe. So, onthou, ons het nou deur die gebruik van 'n diagram die formule van tyd gekry as afstand gedeel deur spoed. So, eerstens, aangesien hulle hierso sê kilometer, kan ons aanneem dit is die afstand, en hierso het ons nou gesien dat spoed is kilometer per uur, so hierdie ouetjie is spoed, en hierdie ouetjie is ons afstand. So kom ons doen die sommetjie saam. So, die afstand is 234 gedeel deur die spoed. Die spoed is 104 km per uur. Onthou net om julle eenhede te skryf. Die eenheid hierso is kilometer. So, as jy jou sakrekenaar vat en jy pons nou in jou sakrekenaar 234 gedeel deur 104, gaan jy sien, hulle gee die antwoord as 2.25. Maar nou, is dit hierdie antwoord korrek, 2 ure en 25 minute? Nie heeltemal korrek nie. So, kom ek wys vir julle. Julle gaan nou net skryf hierso as 2 ure en julle sou geskryf vir 2,25 ure, maar dit is nie heeltemal korrek nie. Onthou, voor die komma is hierdie ure en na die komma is dit minute. So, nou, ek het vir julle nou gesê, hoe kry ons ure na minute, en ek het vir julle gesê, maal met 60. So ons weet reeds, dat hierdie is 2 ure, maar hierdie is eintlik net 0,25. Dit is nog nie in minute nie. So, hoe kry ons hierdie 0,25 in minute? So, die 0,25 om in minute te kry, gaan jy sê maal met 60. En wanneer jy dit in jou sakrekenaar inpons, gaan jy sien dat 0,25 maal met 60 is 15 minute. So, nou weet ons het 2 ure, en daai minute dui vir ons aan, dit is 15 minute. Wat beteken die antwoord is 2 ure en 15 minute. So, kom ek vat jou gou net weer deur. Waar het ek met die antwoord gekom by tyd? So, eerstens, ons het gesien dat die afstand is 234 km en die spoed is 104 km. En ons het die antwoord gekry as 2,25. Onthou, enige iets voor die komma is in ure en enige iets na die komma is in minute. Dit is hoekom ek hierdie 0,25, dit is eintlik 0,25, gemaal het met 60 om in minute te kry, want hierdie 25 is nie in minute nie. Dit is maar net 'n getal. Ons wil dit in minute hê, want omrede hy na die komma staan, dui dit aan dit is in minute. Dit is hoekom ek gemaal het met 60 en ons het 15 minute gekry. So hierdie fietsryer het van sy skool na sy huis toe gery 2 ure en 15 minute. Arme mens, hy bly nogals ver van sy skool af. So, graad 10 tot 12 leerders. Ek het vir jou in hierdie video gewys hoe om die afstand, spoed en tyd formule te kry deur die gebruik te maak van 'n diagram. Ek het vir jou gewys hoe kom ons by die spoed se formule uit en ek het vir jou gewys waar lê jou punte. Ons het ook 'n afstand sommetjie gedoen en ek het vir jou gewys waar kom ons by die formule en waar lê jou punte. Derdens het ek vir jou gewys
hoe doen ons 'n tydsommetjie en kom ek wys gou vir jou waar lê jou punte. Eerstens, hierdie sommetjie behoort uit 4 punte te bestaan vir die rede. Hierso is jy het die formule gegee, jy het die sommetjie gedoen, plus jy het die tyd verander na minute toe, en jy het die antwoord korrek deurgegee. Graad 10 tot 12 leerders, ek wens julle alle sterkte toe met julle wiskundige geletterdheid. As jy van hierdie video gehou het, like asseblief hierdie video, subscribe, volg my op sosiale media, share hierdie video met jou vriende, en dan gaan ek vereers groet. Tot 'n volgende keer, totsiens.